Die sterkte kant van sosiale media. Voordat ek die negatiewe gevolge van sosiale media bespreek, laat ek begin deur te verduidelik wat sosiale media is. Deur na die bron tegnologieteken te verwys, is sosiale media en webwerwe waarvan mense reg oor die wêreld gebruik maak om met familie en vriende te kommunikeer, inligting te deel en idees te skep. Dit is vandag een van die belangrikste dinge in die daglikse lewens van mense geword. Aangesien dit gebruik word vir kommunikasie tussen 2 of meer mense, besigheidsbemarking en om op hoogte te bly van die nuus van die wêreld. Alhoewel sosiale media die lewe van baie mense makliker gemaak, is daar ook 'n paar nadele om dit te gebruik en ek sal 3 van daarvan bespreek. Nommer 1. Die oorgebruik van sosiale media by kinders in die vroeë stadiums van hul lewens kan 'n negatiewe impak hê op hul kognitiewe ontwikkeling. Ouers stel hulle kinders bloot aan elektroniese toestelle en sosiale media omdat dit makliker lyk om hulle te beset. Die meeste kinders word nie onder toesig gehou nie en kan dinge kyk wat hulle nie veronderstel is om te sien nie. Om op 'n jong ouderdom aan sekere dinge blootgestel te word, kan hulle op verskeie maniere beïnvloed. Hulle kognitiewe vermoëns en denkvaardighede sal stadiger word. Dit sal hulle langer neem om by skoolopleiding aan te pas en konsepte aan te leer. As volwassenes sal hulle nie goeie sosiale vaardighede hê nie en hulle sal sukkel om met anders in hul werk saam te werk. Nommer 2. Mense gebruik sosiale media as die grootste vorm van kommunikasie om hul familie en vriende te kontak. Volgens die bron Duouro is dit makliker om met iemand oor die telefoon te kommunikeer, omdat dit nie so intimiderend is nie en dat hulle enige tyd toeganklik is. Mense het egter hiervan gebruik gemaak en nou word verhoudings net aanlyn gevorm. Dit is onmoontlik om 'n werklike verbinding met die ander persoon te vorm omdat daar geen intimiteit is nie. Sosiale media het baie verhoudings verwoes, of dit familie, vriende of romanties is, omdat mense meeste van hul tyd spandeer op die internet. Mense maak nie tyd vir die belangrike geliefdes in hul lewens nie, en hulle het skaars interaksie met hulle. Dit sal die verbindings wat hulle met ander mense het beskadig, omdat hulle nie genoeg tyd saam met hulle spandeer om hul verbinding te behou nie. Nommer 3. Platforms soos Instagram en Facebook is platforms waar gebruikers foto's en video's van hulself of hul lewens kan deel. Die meeste bekendes en selfs mense wat ons persoonlik ken, plaas net die perfekte oomblikke op sosiale media. Vir anders skep dit hierdie valse persepsie van hoe die lewe moet wees wanneer dit baie onrealisties is. Dit kan mense se lewens in elke opsig beïnvloed. Eerstens kan hulle 'n lae selfbeeld hê omdat hulle probeer om aan die verwagtinge te voldoen wat hulle op sosiale media sien. Uit die bron Helpgids verduidelik dit dat die meeste mense, veral jong tieners, hulself sal slaan omdat hulle nie lyk volgens die standaarde wat deur die internet geskep word nie. Of hul verhoudings is nie soos dit behoort te wees volgens wat hulle sien nie. Mense se verhoudings word ook geraak omdat hulle inligting toepas wat hulle sien, eerder as om net met die volgende persoon te kommunikeer. Hulle besef nie dat almal se omstandighede verskil nie. Sosiale media het baie van ons lewens maklik gemaak, maar dit het ook die uniekheid van die wêreld weggeneem in terme van fisiese voorkoms, verhoudings en om suksesvol te wees in die lewe. Vergelyking is die dief van vreugde. Ons moet in ons eie pas deur die lewe gaan, want alles sal op sy eie tyd in plek val.